Waarom hoor ek Christene sê, ek is verlos deur die bloed van die lam? Ja, dit is regtig 'n diep frase. Kom ons pak dit bietjie uit. Kom ons praat eers oor wat dit beteken om iets te verlos. As jy iets besit, behoort dit mos aan jou, nê? Nee. Maar dinge kan verlore raak of gesteel word en dan besit iemand anders uiteindelik iets wat regmatig joune is. So, ek moet dit terugkry. En jy kan dit op verskeie maniere doen. Jy kan dalk een of ander soort bewys van eienaarskap toon, of jy moet dit dalk terugkoop, of jy kan dit eenvoudig terugeis. Hoe dit ook al gebeur, dat dit teruggaan na jou as die regmatige eienaar, dit is wat die Bybel verlossing noem. Goed, maar wat beteken dit vir 'n persoon om verlos te word? Ja, so stel jou voor dat jy in antieke Bybeltye gelewe het en dat jou geld opgeraak het. As laaste uitweg kan jy jouself as 'n slaaf verkoop om daardie skuld terug te betaal. Ek het my vryheid verloor. Reg, maar 'n familielid kan met geld kom wat 'n losprys genoem word en jou opeis. En daardie persoon is 'n losser genoem en hulle het jou terug in die familie geplaas. Ek verstaan dit. OK, nou die verhaal van die Bybel begin met hierdie groot idee dat die hele skepping, veral die mensdom, aan God behoort. Maar tragies genoeg het mense uiteindelik korrup geword en die slawe van die dood geword. God wil die mensdom terug hê en daarom gaan die verhaal van die Bybel basies oor hoe God ons terugneem in sy besit, dit wil sê ons verlos. Goed, so waar pas die bloed van die lam in dit alles in? Ja, vir hierdie laaste stap moet ons 'n verhaal vertel. In die boekrol van Eksodus het Farao die lewens van al die Israeliete geëis en hulle sy slawe gemaak. Ja, hulle het hulle vryheid verloor. Maar hulle behoort nie aan Farao nie. Israel behoort aan God. Reg. So God konfronteer Farao en eis: "Laat my mense gaan. Anders gaan ek hulle terugneem met 'n vertoning van my mag." Bedoel jy die plaag? Maar hulle werk nie. Farao weier om God se aanspraak op Israel te erken. Reg. In een finale daad van mag maak God dit dus aan Farao duidelik dat nie net Israel nie, maar alle lewe aan hom behoort. God sal 'n dodelike plaag deur die land ontketen om Farao te dwing om die Israeliete vry te laat. Maar hierdie plaag het nie net Farao en Egipte getref nie. Dit sal ook die lewens van Israeliete eis. Wel onthou, elke lewe is reeds 'n slaaf van die dood. Maar God voorsien 'n manier om veilig te wees teen die pes. En dit is waar die Paasmaaltyd gaan, waar elke gesin die bloed van 'n foutlose lam op die deurkusyne van hulle huis sit om hulle te beskerm. Hoe werk dit? Wel, die lam is 'n simbool van 'n lewe wat heeltemal aan God behoort, onaangeraak deur die bose of die dood. En dit beteken dat die dood geen regmatige aanspraak daarop het nie. En die bloed daarvan? Wel, die bloed is 'n simbool van sy foutlose lewe wat aan die dood oorgegee is. Maar wag, jy het gesê die dood het geen aanspraak op die lewe van hierdie lam nie. Waarom het dit dan gesterf? Ja, presies. Dit is nie regverdig nie. Maar omdat hy sy lewe oorgegee het, kan dit, kom ons sê, sy lewenskrag aan ander gee om 'n weg terug na die lewe saam met God oop te maak. OK, so om terug te gaan is soos om in 'n huis te wees wat bedek is met die bloed van die lam, beskerm teen die dood en wat aan God behoort. Ja, so op die Paasnag bevry God mense van dood. En die volgende dag laat Farao sy aanspraak op Israel los en so bevry God hulle ook van slawerny. En albei bevrydings is sentraal tot wat verlossing in die res van die Bybel beteken. Goed, God het Israel nou vir 'n groter doel verlos, nie waar nie? Ja, sodat hulle God se vennote kon wees en sy karakter aan die nasies kon verteenwoordig. Maar Israel se verhaal word tragies naarmate hulle saam met die res van die mensdom slawe word van hulle korrupte begeertes en die dodelike geweld wat dit tot gevolg het. En in plaas daarvan om in vryheid te lewe, bly Israel dus deur die dood opgeëis. So, hoe kan Israel of enige iemand anders dan werklik van die dood verlos word? Ja, dit is die vraag wat ons by die verhaal van Jesus bring. Jesus het dus rondgegaan en die koms van God se verlossing aangekondig. Hy het 'n lewe gelei wat ten volle toegewy was aan liefde vir God en ander en het hulle van siekte en die dood bevry.
toe het Jesus gedurende die Paasnaweek na Jerusalem gegaan om die mag van die dood self te konfronteer. En die stadsleiers besluit om hom dood te maak. Maar hy was onskuldig. Daardie leiers het geen reg om sy lewe te eis nie. Reg, dit was nie regverdig nie. Maar in 'n daad van vrygewige liefde het hy sy lewe vir ander oorgegee. En toe Jesus uit die dood opgewek is, het alles duidelik geword. Jesus is God se groot teeneis teen die dood. En die lewe van Jesus, wat deur sy bloed verteenwoordig word, is 'n bedekking vir enige iemand wat toevlug by hom neem. Die dood kon nie aanspraak op hom maak nie, en uiteindelik kan dit ook nie aanspraak op jou maak nie. So wanneer Christene sê, ek is verlos deur die bloed van die lam, Is wat hulle bedoel dat hulle, weens Jesus se lewe, deur God teruggewen is tot vryheid en tot 'n soort lewe wat buite die mag van die dood is. Ons behoort aan God en niks kan dit verander. Dit is wat dit beteken om deur die bloed van die lam verlos te wees.